gaan daar begin en ek gaan met ons iets deel wat hierdie week ek net nie vanaf kan wegkom nie en wat ek vir jou sê wat my in die laaste 2 weke deurgedra het. En dit het alles begin weer waar ek bemoediging skep in die woord van die Here by Hebreërs 11 wat praat oor die geloofshelde. The Hall of Faith, né? En waar dit praat oor hoe al die Oud-testamentiese profete en geloofshelde krag ontvang het deur om op die Here te vertrou. En ons gaan kyk vanoggend na iemand wat hy's my uitgestaan in die laaste 2 weke is Moses. En ek is seker ons almal ken die storie van Moses baie goed of ons behoort dit te ken. As jy nie in die geloof is, sal jy dit miskien nie so goed ken nie, maar as jy nou al jare groot geword het in die sonnaskool, in die kerk en by die skool en al daai dinge, is die storie van Moses maar baie bekend, né? Maar ons ken nie altyd die konteks van dit so baie mooi nie, en ons weet nie, ons verstaan nie altyd die tyd, die time frame van die Here so mooi in Moses se lewe nie. En in Handelinge 7 gaan ons lees vanaf vers 30 af, en ek wil vanoggend met ons praat van dis nooit te laat nie. Ek wil vir dit is maar die titel van my boodskap, dit is wat ek vanoggend vir elkeen van julle wil sê, wat miskien op 'n plek in jou lewe is, waar jy voel, dat Jessie, dinge wil net nie gebeur nie. Die deurbraak wil net nie kom nie, is dit nie so nie? Ek weet ons baie keer voel ons so. Maar ek wil vir vanoggend sê, dat volgens God se woord, is dit nooit te laat vir hulle wat op die Here vertrou nie. Onthou dit is in daai konteks wat dit saak maak, vir hulle wat die Here dien en wat die Here vertrou. Vir hulle is dit nooit te laat nie. Dis miskien te laat vir die ou wat sy laaste kans verbrou het en gesterf het in sy sonde en nooit tot redding gekom het nie. Vir hom is dit miskien te laat, maar vir elkeen wat vanoggend vir ons wat hier sit en vir elkeen wat luister oor die livestream, is dit nie te laat nie, want die Here wil hê jy moet hierdie boodskap hoor. Amen. Glo ons dit vanoggend. Glo jy dit vanoggend? Maar in Handelinge 7 vanaf vers 30, ons kan miskien bietjie vroeër as dit begin. Kom ons begin by vers kom ons kyk. Vers 19. En Stefanus gee hierso die boodskap van Moses aan mense wat besig is om hom te wil stenig. Stefanus, die eerste martelaar, is besig om die evangelie van Jesus Christus voor te bring, en hy's besig om vir hulle te wys uit die Ou Testament uit, deur die lewe van Moses en Abraham, en voor dit was dit Abraham, Isak en Jakob, is Stefanus besig om sy boodskap te gee, sy evangelie boodskap te gee aan mense wat voor hom staan, skrifgeleerdes, fariseërs, sadduseërs en sondaars, wat hom wil stenig en wat kwaad is vir hom, omdat hy hierdie evangelie bring. Maar hy begin om kortliks deur te gaan en die boodskap en die lewe van Moses vir hulle voor te gee. En dit sê vanaf vers 17, kan ek lees, en na mate die tyd van die belofte wat God aan Abraham met 'n eed beloof het naderkom, het die volk toegeneem en vermeerder in Egipte. Totdat daar 'n ander koning opgestaan het wat nie vir Josef geken het. En ons almal weet dat Josef het weggetrek na Egipte toe en daar het die Here vir Josef gebruik om sy familie en die Israeliete te red. Maar daar het 'n ander koning opgestaan wat nie vir Josef geken het nie. En hy het listig met ons geslag te werk gegaan en ons vaders mishandel deur hulle te verplig om hul kindertjies weg te gooi, sodat hulle nie in die lewe behou kon word nie. In die tyd is Moses gebore en hy was wonderlik mooi. 3 maande lank is hy in die huis van sy vader versorg, en toe hy weggegooi is, het Farao se dogter hom opgeneem en vir hom
en hom as haar seun grootgemaak. En Moses is opgelei in al die wysheid van die Egiptenaars en was magtig in woorde en dade. En nadat hy die ouderdom van 40 jaar bereik het, het dit in sy hart opgekom om sy broers, die kinders van Israel, te besoek. En toe hy sien dat iemand onreg aangedoen word, het hy hom verdedig en die man wat mishandel was, gewreek deur die Egiptenaar te verslaan. En hy het gedink dat sy broers sou verstaan dat God hulle deur sy hand redding sou gee, maar hulle het dit nie verstaan nie. En die volgende dag het hy by hulle verskyn terwyl hulle besig was om te veg en hy het by hulle aangedring om vrede te maak en gesê, manne, julle is broers, waarom doen julle mekaar onreg? Maar hy wat sy naaste onreg aangedoen het, het hom afgestoot en gesê, wie het jou as owerste en regter oor ons aangestel? Jy wil my tog nie doodmaak, soos jy gister die Egiptenaar doodgemaak het nie. En Moses het op hierdie woord gevlug en 'n bywoner geword in die land Midian, waar hy die vader van 2 seuns geword het. En toe 40 jaar verby was, het 'n engel van die Here aan hom verskyn in die woestyn van die berg Sinai en die vuurvlam van 'n doringbos. En Moses het dit gesien en hom oor die gesig verwonder. En toe hy daarheen gaan om dit te besien, het die stem van die Here tot hom gekom. Ek is die God van jou vaders, die God van Abraham, Isak en die God van Jakob. En Moses het begin bewe en nie gewaag om dit te bekyk nie. Toe sê die Here vir hom, trek die skoene van jou voete af, want die plek waarop jy staan is heilige grond. Net tot daartoe nou. As ons lees hier, ek wil hê ons moet verstaan die tydlyn van wat hier aangaan. Moses is gebore in die tyd toe die ander koning opgestaan het, die farao, wat nie, ek wil hê julle moet weet, dat hierdie is 'n verloop van Josef, onthou die Bybel praat nou van Josef en dan direk daarna van Moses. Maar ek wil hê julle moet verstaan dat in daai tyd toe die Here vir Moses ontmoet het op die berg Sinai en in die doringbos met hom gepraat het, van Josef tot by Moses is 'n tydperk van 400 jaar. 400 jaar. En die tyd van Moses se geboorte tot die tyd wat hy uitgegaan het na sy broers toe en gesien het dat die Egiptenaar besig is om sy broers te mishandel, het hy toe hy die Egiptenaar doodgeslaan het. En die Bybel sê, en as jy gaan lees in Exodus, is dit duidelik dat Moses geweet het wat hy doen, dat hy moord gepleeg, van die woord sê, en in Exodus sê hy, dat hy hiernatoe en daarnatoe gekyk, voor hy die Egiptenaar doodgeslaan het. Hy het die Egiptenaar doodgeslaan en die Bybel sê hy het hom begrawe. En in daai tyd, vandat hy gebore is, totdat hy die Egiptenaar verslaan het, het hy groot geword in die paleis, in Farao se paleis. En ons het nou gelees dat hy magtig geword in woord en in dade. Hy het 'n bevoorregte lewe in weelde groot geword met al die luksede en al die rykdomme van Egipte, en hy het geleer van al hulle gode en hy het groot geword en hy was geïndoktrineer deur daai ding. Maar toe hy gebore was en sy ma in die strooimandjie en die rietmandjie en wat sy met grond en pik en met verseël het die Here nog steeds dat dit so bepaal dat Moses se eie ma hom tog groot gemaak het tot op 'n sekere ouderdom, en die Bybel sê, toe hy sekere ouderdom was, toe hy groot geword het, moes hy hom teruggegee het vir Farao. En ek glo in daardie tyd het sy elke oomblik gebruik wat sy kon om Moses te leer oor Abraham, Isak en Jakob, van waar af hy kom en ek glo sy het probeer om hom te leer oor wat sy roeping is. Want iets het hom gedring om uit te gaan na sy broers toe, want hy het geweet, hy is 'n Hebreëse man. Hy het geweet, hy's 'n Israeliet. Maar in elk geval hy was 40 jaar oud, toe hy die Egiptenaar doodgeslaan het. Toe vlug hy na Midian toe, want hy
in Exodus sê dit, dat hy het verneem en gedink, en hy het geweet, Farao gaan van hierdie storie hoor, toe wil Farao hom doodmaak, toe vlug hy Midian toe, en daar het hy 'n vrou ontmoet by 'n put, Jethro se dogter, en Jethro het toe sy skoonvader geword, en ek wil hê julle moet verstaan, dat voor hy die vuurvlam, Here hom ontmoet het by die vuurvlam, was dit nog 40 jaar, voor die Here hom opdrag gegee het, om terug te gaan na Farao toe, en vir hom te sê, laat my mense gaan. So ons praat van 'n tydperk van 80 jaar, voordat Moses werklik in sy roeping gestaan het, en volbring het waarvoor die Here hom geroep het. 80 jaar. Jy kan jouself indink, dat op die ouderdom van 80 jaar, as jy die nuus moet ontvang, en die Here sê vir jou, jy het 40 jaar nou skape, jou skoonpa se skape opgepas. Het julle al so daaraan gedink? Weet die Bybel vertel dit so vinnig, dat ons dink dit was sommer net so. Nee, hy was toe al 80 jaar oud, en vir 40 jaar, was sy lewe in Midian, was dit maar net same old. Elke dag opgestaan, die skape gevat om te wei, vir die skape water uit die put uitgetel, vir 40 jaar, van die paleis af, van leksheid, van alles wat sy hart begeer, haal die Here hom uit daai situasie uit, en die Here plaas hom in 'n woestyn, om 'n skaapwagter te wees. Kan ek vir sê, ek dink dit moes vir hom miskien bietjie teleurstellend gewees het. Want toe hy uitgegaan het, en die Bybel sê wat ons nou gelees het, dat hy het gedink sy broer sal verstaan, so hy het geweet waarvoor die Here hom geroep het, en dat sy broer sal verstaan, dat hy die Israeliete deur sy hand sou verlos, het hy gedog, wel nou gaan ek uitgaan, ek gaan hierdie Egiptenaar verslaan, en sy broers het nie verstaan nie. En hy vlug. En ek dink, dit was bietjie embarrassing om daai woord te gebruik vir hom, om 40 jaar skape op te pas. Baie van ons lewens is baie keer in 'n routine, wat ons daagliks net deur, we going through the motions. Staan op, ons gaan werk, ons gaan na die kinders se skool toe, ons woon nie sport by, ons doen hierdie, ons doen daardie, ons kom Sondag kerk toe, en dan begin dit weer van voor af. En dit voel baie keer vir ons, dink ek, vir elkeen van ons is al in daai plek, soos, wanneer Here gaan hierdie deurbrake gebeur in ons lewe, in ons gemeente, wat ons duidelike beloftes van die woord af het, wanneer gaan dit nou eintlik gebeur? En dit voel net soos, of ons in 'n groef is. Ek dink vir Moses, vir 40 jaar het hy gewonder, wat gaan aan? Want vir 40 jaar het hy niks van die Here afgehoor nie. Ons raak bekommerd as ons begin vas en bid, en na 3 dae hoor ons nie, het ons nie 'n antwoord van die Here af nie, dan begin ek en jy bekommerd te raak, en dan begin ons te wonder, waar's die Here? Na 'n jaar dink ons, waar's die Here? Na 2 jaar dink ons, waar? Het een van ons, moes ons al 40 jaar gebid en vertrou het, en nie geweet het nie. Maar jy sien, dit is in die eenvoudige routine van die lewe wat ons na kyk, wat ons dink, ag, is maar net dieselfde ding oor en oor. Dit is in daardie tyd wat die Here ons voorberei en ons karakter vorm vir die volgende stap en vir die volgende vlak van waarheen hy ons wil vat. Want jy sien, dit het 40 jaar gevat vir Moses om te leer om 'n skaapwagter te wees en om skape te lei, en dit het hom voorberei vir die tyd en die plek wat hy moes na Farao toe gaan om die Here se skape te vat en uit te lei uit Egipte uit. Alles daai was voorbereiding vir dit wat die Here hom voorgeroep het. En die grootste ding wat ons moet leer om te doen is om te wag en getrou te wees in die eenvoudige dinge en die Here te dien en geduldig te wees. Ons dien nie die Here om iets te word nie. Ons dien die Here want hy's God.
Ek dien nie die Here om 'n naam te kry nie. Ek het geen begeerte om enige aansien te kry van mense of enigiets nie. Dis nie hoekom ons die Here dien nie. As ons iets word, prys die Here. Maar as ons die Here dien en niemand weet ooit van ons nie, prys die Here ook. Want sy wil word volbring. Ons word geleer in die wêreld dat dit gaan oor jou status, jou titel. Gaan oor mense moet jou ken. Jy moet belangrik wees. En dis baie keer in die tye wat ons die meeste nederlaai lê en nie verstaan wat om is in daai tye wat die Here eintlik besig is om aan jou te werk. En Moses het nie verstaan nie. Hy het gedog, wel ek is 80, ek het seuns. Ek is okay nou. Ek is nou by ek gaan aan en daar kom die Here op die berg Sinai en die bos brand en die woord sê binne in die bos het daar stem uit die bos het daar stem gekom en die woord sê beskryf dit as die engel van die Here. Dit is ook God, dit is Jesus wat met hom praat. En ons sê trek jou skoene uit, dis heilige grond en die Here gee hom die opdrag. Gaan na Farao toe en sê vir my moet my mense laat gaan. En as ons ek dink is 3 of 4 keer, ek sê seker nie, wat Moses met die Here stry en probeer sê ja maar hulle gaan van my luister nie, ek is swaar van spraak, as hulle nie hoekom so as die Israeliete nie vir my geluister het nie, hoekom gaan Farao vir my luister? En oor sê die Here vir hom, moenie bok vrees, hy sê moenie bok, ek is met jou. Ek is die een wat my mense sal. Ek sal my krag en my mag wys oor Farao. Ek sal saam met jou wees. Moenie bang wees nie. En dan het hy hierdie verskoning, want ek dink aan jy's 80 jaar oud. Jy dink myself, maar hoe? Ek met hierdie ou lyf hieroor moet trek Farao toe en moet hy my nou ernstig. Daai Farao weet niks van Josef af nie. Hy ken niks van die geskiedenis af nie. Die ou wil my doodmaak. Daar is 'n losprys op my kop. Nou wil die Here hê ek moet terug aan hom toe. En hy sê ek is swaar van spraak. Baie mense sê ek bespiegel hulle, dink miskien het hy gehakkel of wat ook al, ons weet nie. Ek dink net hy was miskien oud. En hy sê okay, maar moenie bekommer nie, jou broer Aaron, ek sal hom ook saam met jou stuur. Jy sien, vir elke verskoning wat ons kan uitdink, het die Here 'n oplossing. Vir elke keer wat ons met die Here probeer twis en met die Here probeer stry oor wat, as jy weet die Here roep jou in 'n rigting in. Jy ervaar hoe die Heilige Gees jou trek na 'n punt toe. Jy ervaar dat die Here wil jou van sekere dinge af losmaak en jou uit die koninkryk van duisternis uithaal en jou in die koninkryk van lig plaas. En dan soos Saulus, en die Here sê, Saulus, waarom skop jy teen die prikkels? En net soos Moses, skop ons teen partykeer hierdie roeping, maar kan ek vir jou een ding vandag sê, as die Here jou wil hê, gaan hy jou kry. Want hy is getrou. Moses het aan elke verskoning gedink wat hy moontlik kon. Daarna gaan hy na Farao toe en ons weet wat in die 10 pla. En ek dink net aan myself, elke keer wat hy gaan, en is die eerste plaag, tweede plaag, derde plaag, elke keer dink hy, okay, dit moet nou wees. Nou gaan die Here, ek bedoel, dit is die bloed, die water van die Nyl en al die water in hulle putte en al die water in hulle bakke word bloed. Dan is dit paddas, dan is dit vlee, dan is dit muskiete, dan is dit haal met vuur gemeng. Dan is dit hierdie hele ding gebeur oor en elke keer sê die Here, ek het Farao se hart verhard. Hy sal julle nie laat gaan nie. En elke keer dan sê Farao, okay. Ek sal nou laat julle gaan en dan elke keer as hulle nie gaan, dan verander Farao weer sy tune.
En ek dink by myself, ons weet nie hoe lank dit geneem het vir die pla om te gebeur en klaar te gebeur nie. Dit kon 'n lang tyd gevat het. En elke keer, al hierdie magtige dade, en dan is dit die beste van alles is, Moses gooi sy staf neer, en dan wat gebeur? Priesters en wat ook al van die Egiptenare vat ook hulle staf en gooi dit ook en hulle word ook 'n slang. Hulle bring die vlee en die muskiete, hulle doen dieselfde. Maar elke keer oorwin die Here, maar elke keer is Farao sê nee. So nou sit ons onsself bietjie in die skoene van Moses en ons sit onsself bietjie in sy posisie en ons dink by onsself, hoe vinnig gee ons nie moed op nie. As dit net nie gaan soos wat ons gedink het, die Here dit gaan laat gebeur nie. Dit is bitter min wat ons die voorreg het om te dink ons dit gaan so gebeur en dan laat die Here dit so gebeur. Ek wil sê dis lekker as dit so is, as jy hierdie ding beplan het en alles en jy prys die Here en dit gebeur presies soos wat jy gedink het. Maar kom ek vir jou sê 99.9% gebeur dit nie so nie, want die Here soek die eer. Maar in elk geval is, ou Moses gaan en na die laaste plaag, toe al die eersgeborenes van die Egiptenare doodgemaak is deur die verderwer, sê die Bybel. Behalwe die Israeliete, ons weet, hulle het die bloed oor hulle deurposte gesmeer en hulle die lam gebraai en hulle het al daai dinge gedoen met die bitterkrye. Ons weet dis die Paaslam, die Paasfees wat die Bybel van praat, maar dis nie wat ek met julle oor wil praat nie. En Moses is in daai tyd in sy 80's en Farao sê laat hulle gaan en hulle is in die woestyn en ons weet hulle gaan en daar's 'n wolkkolom deur die dag wat hulle vergesel. Dit is God homself wat hulle koel te gee van die hitte van die dag en dan in die aand in die koue was daar 'n vuurkolom soos God saam met hulle beweeg het. Hulle sien hierdie wonderdade en hulle gaan tot by die Skelfsee, by die Rooi See en hulle kom daar en hier kom Farao weer. En die mense is so vinnig om te murmureer en hulle praat met Moses. Hulle het nou net die pla beleef. Hulle het uit Egipte uitgetrek met al Egipte se rykdom. Hulle het die wolkkolom gesien, hulle het die vuurkolom gesien. Hulle het die mag en die krag van die Here gesien. Hulle kom by die Rooi See en hulle murmureer teenoor Moses en hulle sê, nou het jy ons hiernatoe gebring, jy het ons nou gaan ons sterf. Waar jy nou? Ek dink teen daai tyd was Moses al moeg vir die gekerm van mense wat nie op God vertrou nie. Maar nog steeds is God getrou en die Here sê steek jou staf uit oor die waters en nou Moses doen dit. En die woord sê daar het 'n wind opgekom en uit die Rooi See hy het hom oopgedryf, reg deur die aand het die wind gewaai en die Bybel sê dit was walle aan die linker en die regterkant en die wind het die grond droog gemaak waarop hulle so deur en ons ken die storie en hulle sien weer hier die wonderdaad van die Here, hulle trek deur en Farao kom en hy dink nee, hy sal ook sommer agter hulle aangaan en dieselfde ding wat die Here gebruik het om die Israeliete te verlos, gebruik die Here dieselfde ding om hulle te dood te maak en te verslaan. En hulle gaan en hulle is aan die ander kant en Miriam kry die tamboeryne en hulle kry die snaarinstrumente en hulle verheerlik die naam van die Here vir die verlossing. En almal is toe aanpaar. Het julle al gesien, Jesus, wanneer die Here wonderwerke gee, is die mense aan die brand, jong. Laat daar nou net siekes gesond word en krepeles loop en blindes sien. Dan is almal, halleluja, ons is aan die brand, we are on fire. Maar dit is wanneer jy gekonfronteer word met nog steeds die realiteite van hierdie lewe, wanneer dinge nie gaan soos wat jy gedink het dit moet gaan nie, dis wanneer die toets kom, vertrou ek die Here of vertrou ek nie die Here nie. En hulle is in die woestyn en hulle is daar so vir 'n rukkie, hulle het nie water nie. Hulle murmureer weer, is nie water nie. Is dit nie kos nie? Dit sou maar beter gewees het vir ons om te gebly het by die kospotte van Egipte, sê hulle.
Dis een ding wat ek vandag vir julle wil duidelik maak. Wonderwerke red niemand. Prys die Here vir wonderwerke. Dis een ding wat redding bring en dis ware geloof in Jesus Christus. As ons tekens soek en wonderwerke en ons vertrou op daai goed sit en ons soek die hele tyd hierdie reassurance. Hulle is soos klein kindertjies wat die hele tyd net wil hoor wat jy weet ons soek as 'n klein kind. Papa, mamma, kykie, papa, mamma, kykie. As jy net nie vir hulle aandag gee nie, dan dink die kind jy het van hom, jy is nou nie meer lief vir hom nie. En wat doen die Here? Hy gee hulle water uit die rots uit. Hulle het nie kos nie. Hy stuur vir hulle manna. Kwartels. Elke dag vir 40 jaar lank, sê die woord. Behalwe op die 7de dag. Op die 6de dag het hy dubbel gestuur, want hulle mag nie op die 7de dag, was die Sabbat. Het was geheilig vir God, hulle mag nie gewerk het op die 7de dag nie. Dan moes hulle dubbel soveel. En vir 40 jaar lank, sê die Bybel, het hulle klere nie gesluit nie. Hulle skoene nie deurgeloop nie. Het hulle een dag tekort gehad aan voedsel of water nie. Maar in daai tyd oor en oor murmureer die volk. Moses 40 jaar lank word hy groot in Egipte. Hy vlug 40 jaar lank, pas hy skape op. 40 jaar lank, sê die Bybel, nog weer 40 jaar is hulle in die woestyn. En ons almal weet, omdat Moses ongehoorsaam was, die Here het gesê, praat met die rots. En uit frustrasie uit vir die volk slaan uit die rots. En na 40 jaar gaan hulle in die beloofde land in en Moses het nie die voorreg om self om in te gaan nie. Want die Here sê, hy was ongehoorsaam. Ek het vir jou gesê, praat met die rots. Jy het die rots geslaan. Omdat hy gedink het, ek kan teruggaan op wat ek die eerste gedoen het, toe die Here die eerste keer van ons het, slaan die rots. Maar die tweede keer moes hy met die rots praat. Kom ek vir julle sê, hy was 120 jaar oud en hy het nooit die belofte gesien nie. Maar hy was 'n groot deel van dit. Ons dien nie die Here om die beloftes te verkry nie. Ons dien nie die Here vir voordele nie. Ons dien nie die Here om gesien te word, aansien te kry nie, want in daai 40 jaar wat Moses met daai volk deur die woestyn, moes hy baie dinge opvreet. En die Here het ander keer het hy slange tussen hulle ingestuur, die ander keer toe hulle ongehoorsaam was en nie geluister nie, toe sê die Here vir Moses, kry al hierdie wat so murmureer voor die tent van samekoms bymekaar, kry hulle hier bymekaar. Hulle het nie ore nie. En die woord sê, Moses het met hulle gepraat, en toe het die aarde oopgemaak en hulle almal ingesluk. Vanoggend gaan dit nie oor die beloftes wat jy dink jy moet kry nie. Ek wil julle aanmoedig om te sê, dat dit gaan oor om getrou te wees aan die Here in die eenvoudige daaglikse lewe. Want integriteit maak dat jy die Here dien, wanneer niemand niks sien nie. En ware geloof in die Here maak, dat jy getrou is by die klein dinge. As ons herlewing by die kerk wil sien, moet ons getrou raak met die klein dinge, by die werk en by die huis. Die eenvoudige dinge wat vir ons dink is, hoekom is ek hier? Hoekom is ek hier? Jy kyk miskien na jou lewe en jy wonder, hoekom is ek hier? Dis nie waar ek myself gesien het in hierdie tydperk van my lewe. In hierdie tydperk van my lewe het ek myself gesien as magtige besigheidsman, besigheidsvrou. In hierdie tydperk van my lewe het ek my gesien met 6 kinders en kleinkinders.
In hierdie tyd van my lewe het ek my miskien gesien, ek is afgetree en lewe 'n gemaklike lewe. In hierdie tydperk van my lewe het ek gedink dat ek sal 'n sekere vlak bereik het van sukses. En weet jy wat? En dan is dit nie so nie. Miskien vir party mense is dit so, maar vir my is dit definitief nie waar ek gedink het ek gaan wees as ek amper 40 jaar oud is nie. Maar ek kyk na die storie van Moses. En ek vra myself die vraag af, Here, is U dalk besig om dit in my lewe te doen? En onomwonde kan ek vir myself antwoord en sê, ja, die Here is besig, net soos hy in elkeen van julle lewens besig is om julle te vorm. Moenie dink dat ietsie wat kleins is, onbelangrik is vir die Here nie. Dit is waar in die klein werkies, getrouheid, om skape op te pas. Die Here vat jou partykeer van daar af. Daar's 'n ou spreekwoord wat die ouens sê, predikers like om sê, God takes you from the guttermost to the uttermost. Is dit nie so nie? Maar ek sê vir jou, God partykeer vat jou van the guttermost to from the uttermost to the guttermost. Wanneer ons in trots wandel en dink, nou gaan ek, soos Moses het gedink, nou gaan ek hierdie volk uitlei. Ek is 40 jaar oud, ek is jonk en sterk. Hy slaan die Egiptenaar dood. Onthou, hy het groot geword in die vegkunste van die Egiptenaars. Moses kon met 'n swaard beklei. Hy was 'n krygsman. Jy moet dit verstaan. En hy maak daai man dood. En hy het gedog, nou gaan die Israeliete na my kyk en hulle gedink, ja, hier's die leier waarvoor ons gewag het. En nee, dit werk heeltemal die teenoorgestelde. Hulle sê, wie het jou as 'n regter aangestel oor ons? Wie dink jy is jy? Jy wil ons doodmaak soos jy daai. Jy sien, dit wat jy doen, praat tot jou karakter op daai tyd. Hy was nie gereed vir die deurbraak en vir die belofte nie. Hy het dit vertraag in sy eie lewe, deur om te reageer op 'n tyd wat hy nie moes reageer het nie. Maar prys die Here, dit was alles nog steeds in die plan van die Here. Kom ek vir jou sê, daar is 'n volwassenheid wat ek en jy in die geloof moet behaal, voordat die Here sekere dinge in ons lewe gaan laat gebeur. Daar is 'n beloofde land. Daar is 'n deurbraak daar buite. En die laaste ding wat ons dink is dat ons vir 40 jaar lank, Moses was 120 jaar oud toe hy gesterf het. Nooit is die belofte gesien nie. Net so sê die Bybel, en al die profete, al die wat geprofeteer het oor Jesus Christus, oor sy kruisiging en oor sy opstanding en oor dat hy sou die dood oorwin het en die hel oorwin het en dat hy sonde sou uitdelg. Almal wat geprofeteer het oor hulle, hulle wat geprofeteer het oor Jesus Christus, nie een van hulle in die Ou Testament het die belofte gesien nie. Maar ek en jy vandag is in die grootste bevoorregte posisie om deel te wees en dit te gesien het en dit neergepen te hê en om dit te ervaar en te weet dat Jesus Christus het gesterf, hy het opgestaan en hy het oorwin vir my en jou. Is dit nie 'n groot voorreg nie? Dis die grootste voorreg wat daar op die aarde is om te weet dat Jesus jou koning is. Dat hy jou redder is. Is moeilik om dinge te doen wat jy voel is benede jou. Ek dink Moses het gevoel, dis benede my. Ek is geroep vir soveel meer. Dis benede my om hierdie skape, en dan moet ek elke dag luister na hierdie ou skoonpa van my, wat my so harde tyd gee miskien nie, of my sê, jy doen dit verkeerd, vat daai skape so, maak dit, doen dit, en weet alles, dit het hom gehumble. Hoekom vat die Here sekere goed weg uit ons lewe uit? Want dit maak ons nederig. En wat gebeur as jy nederig is? Jy's oop en jy is leerbaar. Jy's buigbaar. Jy's werkbaar. Jy is sagte klei in die hand van die Here.
Die Here sê, hy praat met die Israeliete, hy sê, vandag as julle my stem hoor, moenie julle harte verhard nie. In Hebreërs praat hy van dit, hy sê, maar elke een van hulle wat hulle harte verhard het, hy sê, is hulle liggame nie nog steeds in die woestyn nie. Wat wil die Here vir my en jou doen? Kom ek jy sê, eerlikwaar, weet ek nie wat voorlê in die volgende 2 jaar nie. Ek kan nie vir jou sê nie. Ons het ons beplanning, ons het 'n visie, ons vertrou op die Here, ons gaan daarna toe, ons vertrou, ons gaan 'n kerk bou, ons gaan nie die groot dinge doen. Maar waar gaan hoe gaan dit gebeur? Wanneer gaan dit gebeur? Op watter manier en wonderbaarlike manier gaan dit gebeur? Kan ek vir jou nie sê nie, maar kan ek vir jou een ding sê, is die beloftes van die Here is ja en amen. Dis nou die tyd wat ons moet vas staan in gehoorsaamheid en in geloof. En nou sou dit 40 jaar vat, maak dit nie saak nie. Al sou ek nooit dit sien nie, maak dit nie saak nie, want dit gaan nie oor my eer of jou eer, of pastoor Dion se eer, of enige persoon se eer nie, dit is alles tot eer van wie? Die Here. Dis hoekom Homebase bestaan. Dis hoekom ons hier staan en preek. Want wat het die Here gedoen? Hoekom het hy Farao laat opstaan? Hy praat daarvan in Romeine beskryf Paulus dit ook en hy verduidelik, hy sê vir hierdie rede het ek Farao laat opstaan sodat ek my mag oor hom kan bewys. Hy het dit vir Moses ook gesê. As jy dink die Farao's in jou lewe is net bestem deur die duiwel. As jy dink jou teestand wat jy in jou lewe ervaar en hierdie reëse soos Dawid moes die Goliat in jou lewe is alles aanvalle van die vyand af, het ek nuus vir jou. Daar is 'n element van die vyand wat kom wat hy wil doodmaak, hy wil steel en hy wil verwoes, ons weet dit. Maar die Here laat dit toe, want weet jy wat? Want hy weet as jy op hom vertrou, het jy die oorwinning. Alles werk ten goeie mee vir hulle wat die Here liefhet en wat geroep is volgens sy voorname. Elke Farao, elke omstandigheid, elke moeilike ding wat ons deurgaan, die Here het 'n doel vir dit. Ek kan nie vir jou sê hoekom en wat dit is nie. Ek kan nie jou sê waardeur die Here vat nie. Al wat ek kan weet is dat op die einde van die dag, wanneer ons op hom vertrou, kry hy al die eer en kry ons die deurbraak en gaan ons deurgaan en sal die Here jou verlos en sal hy jou uitlei. Miskien nie op die manier hoe jy gedink het dit gaan gebeur nie. Miskien nie op die manier wat jy beplan het nie. Miskien val jou hele besigheid en alles in mekaar en miskien val alles in jou lewe uit mekaar uit. En maar weet jy wat? Daar is 'n tyd wat die Here een kan sit, maar in daai tyd herstel hy jou en berei hy jou voor vir die magtige deurbraak wat hy vir jou het. Glo ons dit vandag of dink ons dit is net stories? As jy dit glo, sê amen. Want jy is maar stil. Want jy sien, dis nie populêre prediking om te sê prys die Here vir swaar tye nie. Net iets vir julle lees. Almal ken dit, maar ek gaan dit vir julle lees en nie meer gaan ek afsluit. Jakobus 1 van vers 2 sê: Luister na dit. Ag dit louter vreugde. Ag dit louter vreugde, my broeders, wanneer julle in allerlei versoekinge val. Omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk, maar die lydsaamheid moet tot volle verwerkliking kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en niks kortkom nie. En as iemand van julle wysheid kortkom, laat hom dit van God bid,
wat aan almal eenvoudig gee, sonder om te verwyd, en dit sal hom gegee word. Maar hy wat bid moet in die geloof bid, sonder om te twyfel, want hy wat twyfel is soos 'n golf van die see, wat deur die wind gedrywe en voortgesleep word. Want die mens moenie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. So dubbelhartige man, onbestendig in al sy weë. En dan sê hy, maar laat die broeder wat gering is, roem in sy hoogtyd, en die ryke in sy geringheid, want soos 'n blom van die gras sal hy verbygaan. Want die son gaan op met sy hitte, en laat die gras verdor, en die blom val af, en die suurlikheid van sy gedaante vergaan, so sal die ryke ook in sy weë verwelk. Salig is die man wat versoeking verdra. Dit beteken geseënd is die man wat versoeking verdra, want hoorie, as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon, hier is die belofte, sal hy die kroon van die lewe ontvang, wat die Here beloof het aan die wat hom lief het. Prys die Here. 'n ander mindset. 'n ander mindset. Prys die Here vir elke moeilike omstandigheid. Loof die Here vir elke teestand. Loof die Here vir elke wind wat teen my waai. Prys die Here vir elke moeilike, onmoontlike omstandigheid wat ek in was, en op die einde uit te vind, dit was die Here wat my deurgedra het. Halleluja, ere aan sy naam. Nie net prys die Here vir sy goedheid en sy guns nie, want tot sy goedheid en sy guns word gesien en word geopenbaar in die moeilikste van omstandighede. Wat sê die Here vir Paulus? Paulus bid 3 keer, hy vra die Here 3 maal, asseblief, hierdie doring in my vlees, wat ook al dit mag wees, niemand van ons weet presies wat dit was nie. Hy sê op een plek, hy sê dit was 'n engel van 'n boodskapper van Satan wat hom met 'n ontblote vuis geslaan het. En hy gaan deur die moeilike tyd en hy kan nie verstaan nie, aan hom is gegee die openbaring van Jesus Christus en die kruis. En hy vra die Here, asseblief, haal hierdie doring uit my vlees weg. En wat sê die Here vir hom? Nee. Nee is ook 'n antwoord op gebed, hoor. Die Here sê vir hom, nee, my genade vir jou is genoeg. Hy sê, want my krag word perfek gemaak in jou swakheid. Waar word die Here se krag geopenbaar? Wanneer jy nie krag het nie, wanneer jy swak is. Wanneer ervaar jy wanneer voedsel jou krag gee? Almal van ons was al een tyd in ons lewe op 'n plek waar jy so honger is, jy voel jy kan 'n bees opvreet. Is dit nie so nie? Jy voel jy kan hom opeet. Ek kan 10 brode voor my neersit. Ek is so honger nou, ek sal hulle al 10 opeet. Maar as jy na daai 3de, 4de snytjie brood geëet het, of 3de, 4de stukkie vleis wat jy geëet het, iewes skielik ervaar jy, Jesus, ek was swak, maar nou iewes skielik het ek krag. En die Here gee ons dieselfde manier krag. Wanneer jy besef dat jy nietig en swak is, en jy waarlik op God begin vertrou, gaan jy begin ervaar hoe hy jou krag gee. En hou op murmureer. As ek dit plain kan sê, hou op moan. Ek stel nie belang aan klaagliedere nie. Die woord sê, selfs na nietige klagtes, luister God nie. Die Here het nie tyd en het nie lus vir ondankbaarheid en ongelowige kinders wat elke dag die goedheid van die Here oor hulle lewe aanskou, net soos die Israeliete, en nog steeds murmureer nie. Gaan kyk na Josef. Gaan kyk na waardeur hulle is. Gaan kyk na waardeur Abraham is. Gaan kyk na waardeur Isak is. Gaan kyk na waardeur Jeremia is. Gaan kyk na waardeur Jesaja is. Gaan kyk waardeur Dawid is. Gaan kyk waardeur al daai manne is, en dan sal jy sien, elkeen van hulle is deur hel op aarde. En elkeen van hulle het standvastig gebly in hulle geloof. En nou net soos Job gesê het, oh, though he slay me, yet I will trust him.
Dit is geloof. Dis ruggraat wat ek en jy moet kry in ons geestelike mens. Nie rondloop. Die een pastoor het gesê, hy verander nie doeke en halwyntjies uit nie. Ons loop 'n pad saam mense wat nie in die geloof is. Maar vanoggend, vir die van julle wat van beter weet, is dit tyd om die kinderlike dinge agter ons te sit. En op die Here te begin vertrou. Net soos elke ander persoon moes op God vertrou het. Net soos Dawid op hom moes vertrou het. Net soos Abraham op hom moes vertrou het. Net soos Moses op die Here moes vertrou het. Net so is geen onderskeid nie. Ek en jy moet op die Here op dieselfde manier vertrou en ons moet gehoorsaam wees op dieselfde manier. God se resep het nie verander van die Ou Testament tot die Nuwe Testament nie. Dit was alles deur geloof. Nie een van hulle het geweet hoe, waar en op watter manier gaan die Here dit doen nie, maar elke keer moes hulle in die geloof wandel, nie volgens wat hulle sien nie, maar hulle moes in die geloof wandel en hulle moes vertrou het dat God met hulle is. Want dit is die belofte. Nou is ons in 'n nuwer verbond. Hulle moes nog ou priesters gebruik het. Hulle moes nog deur die Lewiete gegaan het. Hulle moes bokke geslag het. Hulle kon nie, maar nou het elkeen van ek en ons het die voorreg om Jesus self te nader. Kom ons staan. Hemelse Vader, wat 'n groot voorreg het ons nie in hierdie dag om die woord te kon hoor en om aangemoedig te word deur dit wat Moses moes deurgaan en hoe hy op U vertrou het en hoe U vir hom die oorwinning gegee het. Here, ek bid vandag dat elke persoon moed sal skep in hierdie plek. Dat elke persoon geloof, ware geloof in hulle harte sal laat op, Vader, vasvat, Here, geloof in U, Here. Here, laat elke persoon besef hierso, dat dit vat miskien tyd en dit vat lank, maar dat ons sal vertrou, dat U besig is om ons te vorm, ons karakter te maak en ons op te tel en ons gereed te maak, Here, vir iets wonderliks, Here. Laat ons nie moed sal verloor nie, Here, maar dat ons sal vas staan en deurdring. Here, vanoggend sê ons weet ons Vader dat daar's baie dinge wat ons in teestand kom, al hoe meer, Here, in hierdie wêreld. Maar U woord sê menigvuldig is die teëspoede van die regverdige, maar uit almal uit die Here hom. Dankie Here, dit is 'n belofte dat ons sal teëspoed aan kry, Here, en teekom. Maar Here, dit is ook 'n belofte dat U ons uit almal sal red. Dankie Here, ek bid vanoggend vir Homebase. Ek bid vir elkeen van ons. Ek bid vir elke gemeentelid, ek bid vir elke persoon wat deel het, Here, en Vader, waar ons op hierdie reis gaan, Here, in geloof wandel, Here. Bid ek, Here, gee ons wysheid en krag, Here, en wanneer ons onseker is, kan ons een ding weet is, dat U is seker, en U weet waarheen, hoe en wat om te doen. Ons loof U naam daarvoor, Here, vir die seën op elke persoon se lewe. Dankie vir die getrouheid oor ons lewe, en dankie, Here, dat ons op U kan vertrou, en dat ons kan weet dat ons is in U hande. Here, ek bid van die gees van murmurering uit ons harte uit, Here. Die gedagtes van murmurering, Here. Die negatiewe mond, Here. Die negatiewe tong, Here. Die negatiewe hart, Here. Ek bid verwyder dit uit ons uit, Here. En dankie dat U sê, het ons 'n gees gegee van liefde, krag en selfbeheersing. En dat ons sal opstaan en optree as kinders van God wat op U vertrou, Here. En nie sal murmureer soos hulle wat gemurmureer het teen Moses en teen God nie. Maar Here, dat ons sal uitstaan, omdat ons 'n ander gesindheid het. 'n Gesindheid van geloof. 'n Gesindheid van krag. 'n Gesindheid van liefde. 'n Gesindheid van sagmoedigheid. 'n Positiewe gesindheid. 'n Gesindheid van lewe. Ek gee al die lof en al die eer daarvoor. In Jesus naam. Amen.